Jesus het doelbewus met 'n donkie ingery gekom. Doelbewus met 'n donkie ingery gekom. Wat is 'n donkie? Dit is 'n nederige ou pakdier gewees. Dit was 'n alledaagse pakdier gewees wat die mense gebruik het om te werk. Is dit nie so nie? Seker maar waar ons woord werksesel vandaan kom. En ons moet ook onsself dan afvra, wat beteken dit? Wat het dit gebeteken? Ons moet altyd so Bybel lees, as ons iets lees. Hoekom 'n donkie? Want wat interessant is, in daai kultuur van daai tyd, sou dit nie sin gemaak het om met 'n donkie ingery te gekom het. So dis hoekom jy jouself dan nou sou moes vra. Want as 'n koning of 'n heerser, of wat ook al jy wil noem nou, 'n land of 'n stad binnegekom het hulle op 'n ros gery. Wat 'n mooi Afrikaanse woord wat ek geleer het, 'n ros. Ek het ook iets geleer. In Engels, vir die wat nie weet nie, soos Mario, dit is 'n steed in Engels. Nee, 'n steed. Dit is wat konings op sou gery het, of soldate op gery het. Ek dink ons kan dit selfs dalk 'n oorlogsperd ook noem, maar julle kry die prentjie van wat dit is. Dit is hierdie 'n mooi sterk perd wat hulle op gery het, en dit sou obviously 'n mooi perd gewees het vir 'n koning op te gery, en as hy die stad binne gaan, sou dit hierdie, so wat ons in Engels sê, wow factor gewees het, as hierdie groot koning en heerser nou daar in daai stad ingery gekom het op daai perd, en dan sou die mense hom verwelkom het. Dit was die kultuur van daai tyd gewees. Maar Jesus, die koning van die konings, die een wat hemel en aarde gemaak het gekies om op 'n donkie ingery te kom. Dit het my nogal laat begin dink, want dit is interessant hoe Jesus eintlik dan nou half teenoor die normale kulturele aspek gegaan het. En hierdie besluit van Jesus beklemtoon vir ons vrede, diensbaarheid en sagmoedigheid in plaas van oorheersing of militêre mag. En dit wys ons dat ware leierskap en grootheid nie hierdie flitsende vertoning van krag nodig het nie. Jesus het ons kom wys dat die pad na oorwinning gewoonlik deur nederigheid en opoffering gaan, en nie om altyd jou eie beel te wil blaas nie.